Die eerste spuit wat ek kan onthou was een met kondensmelk by 'n kerkbazaar. Ons definitief 'n klomp wat ek nie kan onthou nie, maar elke inspuiting word nie gekoppel aan 'n noemenswaardige gebeurtenis soos kondensmelk nie. Die tweede een is toe 'n chow in ons buurt my gebyt het. Ek kan nie sy naam onthou nie. Ek het ook nie eens geweet sy tong is pers nie. Dit was iewers in die laat 90's, want ek en die hond het gesels oor 'n episode van Friends wat hy getyp het. Ek het die situasie verkeerd gelees en vir hom 'n trekkie gegee en toe lees hy die situasie verkeerd en byt my oor. Toe sê die dokter, ek moet 'n klem in die kaakinspuiting kry. Niemand het vir my verduidelik dat dit niks met die hond se kake te doen het nie. Ek het net gedink dit is 'n goeie naam. Ek en die hond het nie weer daarna gepraat nie, maar ons het mekaar nog altyd beleefd gegroet as ons mekaar sien. Ek vertel dit ook om te wys dat alhoewel ek 'n katmens is, beteken dit glad nie dat ek my liefde vir katte teen honde hou nie. Ek en katte verstaan mekaar net beter, maar ek ken al verlang 'n hele paar honde ook persoonlik. Onder andere Jackie, Milo en Simba wat my eendag gered het van 'n spinnekop terwyl ek op die plaveisel gespeel het met 'n karretjie. Dit was die eerste keer in my lewe dat ek aan die ontvangkant was van 'n heldedaad. Simba het gemaak asof dit niks is nie, wat ook die internasionaal erkende teken van ware heldhaftigheid is. Gepraat van Simba, ek steeds ook vriende met 'n ander hond met die naam Nala. Een hond wat ek nie geken het nie, is Fluffy. My suster het my net van Fluffy vertel. Toe daag ek een oggend in Sip A by die skool op en huil oor Fluffy. Dit was omdat daar 'n wyd verspreide narratief in die media daai tyd was wat my laat glo het meisies sal my meer raak sien as ek huil. Al drie my meisies het op daai een dag met my opgebreek. Ek het nie eens gehuil daaroor nie want ek was klaar uitgehuil oor Fluffy. In elk geval, hierdie brief gaan eintlik oor die inspuitings. Ek probeer om 'n register op te stel van waar ek trek. Ons katte het elkeen 'n boekie wat sê wanneer en waarvoor hulle ingespuit is, maar ek het nie een nie. Ek wil dit volgende keer gebruik as ek weer vir Zoe moet vat vir 'n inspuiting, soos vanoggend, sodat sy kan sien ek het dit ook al deurgemaak en is nie so erg nie. Die ander merkwaardige, veelvuldige spuite was na daai keer toe ek op die rotse geval het by Eerste Rivier. Dit klink altyd bietjie soos openbaring as ek daaroor praat. Ek onthou 7 klein spuitnaaltjies in Karedo se hospitaal om my knie dood te spuit voor hulle die steke insit. Die verpleegster vra, "Kan jy dit voel?" Dan sê ek, "Eina," dan bring sy nog 'n inspuiting. Ek dink nie dit was 7 steke nie, so die verhouding van inspuitings teenoor steke was uit. Nietemin dink ek daar was toe ook sommer net vir ingeval 'n klem in die kaak inspuiting ook betrokke. Daarna was daar hier en daar 'n geroeste spyker of 3. Dis natuurlik nie die roes wat vir jou klem in die kaak gee nie. Dis net goed wat buite lê wat dalk die bakterie kan ophê. Dis hoekom ek Saterdag weer probeer onthou het wanneer my laaste een was. My vingers is gebars van 'n oormaat sanitizer en hulle was vol grond nadat ek 'n vygie probeer plant het. Ek dink my mees onlangse klem in die kaak inspuiting was in 2015. Dit was een wat daarom vir 10 jaar geldig bly, amper soos 'n 10 jaar visum vir klem in die kaak. Die mediese personeel het 'n vooruitskatting gedoen van hoe baie iemand soos ek geneig is om allerlei skrape en stampe op te doen en tot die gevolgtrekking gekom dat ek kwalifiseer. Ek wil net laasens sê oor die honde en die katte. Ek en Jaco Meyer is albei nog steeds versigtig as ons nuwe honde ontmoet. Hy is bang hulle byt hom en ek's bang hulle lek my. Ons het die laaste ruk op toer het reg gekry om amper uitsluitlik by plekke oor te slaap wat honde het. Die laaste keer toe stop Jaco nog voor die hek en sê dat ons genadiglik nie vanaand weer enige honde gaan leer ken nie. Toe klim ons uit en daar kom minstens 8 klein hondjies blaffend om die draai gehardloop. Hulle het uitsonderlike gehoorsintuie en daarvoor moet ek hulle darm ook krediet gee. Die aand na die show toe trap Jaco ook nog in een van hulle landmyne. Hulle het ook 'n merkwaardige sin vir strategiese oorlogvoering. Hulle dink agteruit. Dankie. Nou weet ek daar's nog tyd voor ek die klem in die kaak boekie bywerk. Ek kan ook nog nie in 'n ry gaan staan vir enigiets anders nie, maar daarom kan ons nou weer optree vir mense. Sien jou dalk binnekort op 'n verhoog of in 'n agterplaas met honde.